Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons 5de oggendoordenkings in ons gelofte reeks. Mag vanmôre se boodskap vir jou tot groot seën wees en mag die Here deur sy woord en gees jou ook in die geloof versterk. Ons staan vanmôre stil by Rigters hoofstuk 6. In hierdie hoofstuk vind ons die Israeliete in baie groot nood. Die Midianiete plunder hulle land. Hulle kry swaar. Daar is hongersnood. Die Here roep vir Gideon om hulle uit hierdie situasie te kom verlos. Binnekort vier ons geloftedag. 16 Desember 1838, vriende, was 'n dag wat vir baie geslagte van ons volk 'n dankdag, 'n Sabbat en 'n feesdag voor die Here geword het. Nie 'n dag van groot menslike bravade nie, maar 'n dag van rus, eerbied, aanbidding en herinnering aan God se trou. In Rigters 6 word ons teruggeneem na die volk Israel in baie groot nood. Israel was so deur die Midianiete verdruk, dat vers 6 sê, toe het Israel baie arm geword. Maar dit was nie ekonomiese armoede in moderne terme nie. Dit was 'n gebrek aan basiese voedsel. Die vyand het die oes vernietig, keer op keer. Hulle was letterlik besig om te vergaan van die honger. Wanneer ons na die voortrekkers kyk, sien ons dieselfde motief. Dit was nie 'n oorlogsdrang of 'n roekelose offensief wat hulle gedryf het nie. Dit was 'n groepie families wat vir oorlewing tot die Here gebid het. Mense wie se vrouens en kinders in gevaar was. Mense wat geweet het dat as God hulle nie sou help nie, hulle sou vergaan. Soos Israel het hulle in hulle nood tot God geroep. Nie uit eie krag nie, maar uit totale afhanklikheid. Een van die groot misverstande rondom die gelofte is dat dit 'n onderhandeling met God was. Maar Rigters 6 wys vir ons hoekom dit nie kan wees nie. God herinner Israel, julle het na my nie geluister nie. Vers 10. Wat het Israel om mee te onderhandel? Niks nie. Wat het ons om voor God aan te bied? Absoluut niks nie. Ons kom altyd, geliefdes, met leë hande na die Here toe. En die voortrekkers het dit geweet. Hulle het nie vir God voorwaardes gestel nie. Hulle het sy genade gesoek. Hulle het nie gesê, as u nie help nie, dan. Nee, hulle het gebid soos Gideon. Here, wees ons genadig, wees met ons. Dit is nie onderhandeling nie. Dit is 'n nederige pleit en 'n beroep op God se verbondstrou. Die Here verskyn aan Gideon in vers 23 en 24. Wanneer Gideon die engel van die Here sien, dink hy gaan sterf. Maar God sê vir hom, vrede vir jou. Moenie bang wees nie. Jy sal nie sterf nie. Vers 23. Maar hier stop dit nie, geliefdes. Gideon word nie net gespaar nie, hy word geroep. Hy word gered met 'n doel. En sy reaksie? Hy bou 'n altaar, 'n plek van aanbidding, en vernuwe die georganiseerde godsdiens aan die Here. Dieselfde patroon sien ons in die gelofte. Daar staan uitdruklik geskrywe, ons sal 'n huis tot eer van die Here bou, die kerk. Ons sal hierdie dag heilig hou, 'n erediens. Ons sal dit aan ons kinders vertel, geloofsoordrag. Ons sal dit doen tot die eer van u naam. Nie mense nie, nie geskiedenis nie, maar tot eer van God. Wanneer God red, broeder en suster,
dan roep hy ook. Wanneer God beskerm, dan verbind hy ons aan sy diens. Wanneer God laat oorleef, dan gee hy 'n opdrag. Jesus leer vir ons dieselfde in die tuin van Getsemane, net voor sy kruisiging. Laat nogtans nie my wil nie, Here, maar u wil geskied. Lukas 22 vers 42. Redding, geliefdes, is nooit die einde van die verhaal nie. Dit is die begin van gehoorsaamheid. 'n Mens kan die geloftedag verstaan sonder geloofsoë nie. Want vir die wêreld is dit 'n vreemde dag. Waarom sou God 'n klein groepie mense beskerm? Waarom sou hy ingryp in hulle geskiedenis? Maar die geloofsantwoord is duidelik. Omdat die Here sy eiendom liefhet. Omdat hy getrou is aan sy verbond. Ons sien dit in Rigter 6 by die volk Israel. Ons sien dit ook by Bloedrivier, by die voortrekkers. Ons sien dit in die kruis en in die opstanding. Geloftedag is nie 'n politieke dag of 'n kultuurdag nie. Dit is 'n dag van aanbidding. 'n Sabbatdag, soos die gelofte dit self beskryf. En dit kry alleen sin, broeder en suster, wanneer die Heilige Gees ons oë open om die genade van God te sien, die trou van God te sien, die roepstem van God te hoor, die erns van ons verbond met God te besef, en die heerlikheid van ons Verlosser, Jesus Christus, raak te sien. Mag die Here ons vandag weer bring na Gideon se altaar. Die Here is vrede. En mag ons volk, ons families en ons kinders leer om te leef, nie uit tradisie nie, maar uit geloof. Nie tot ons eie eer nie, maar tot eer van God. Kom ons bid saam. Dierbare God en Hemelse Vader, in hierdie dag kom wy ons onsself aan U toe, en ons kom buig nederig voor U goddelike majesteit. Ons verdien niks, Here. Ons beroep ons op U genade. Dankie dat U ons voorouers beskerm het, in tye van baie groot nood. Dankie dat U oorwinning gegee het, en dat ons vandag kan terugdink aan die wonderwerke van God, daar by Bloedrivier. Here, U leer ons deur Rigter 6, om altyd aan U getrou te bly, en om te doen dit wat U behaag. Laat ons in afhanklikheid aan U vashou elke dag, en ons geloof in U vestig, die Here van hemel en aarde. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Dankie, geliefdes, 'n mooi dag.